Hierdie boodskap na jou toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit 1 Korintiërs 9 vers 26 en 27. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Vandag se boodskap is getiteld Hou koers. 'n Sekere filosoof het een keer gesê, daar's net een ding waaroor ons seker kan wees, en dit is dat niks seker is nie. Verandering is so seker soos dood en belasting, maar verandering hoef jou nie noodwendig uit te bou of van koers af te gooi nie. Paulus se lewe is vir ons 'n les. Al word sy planne omvergewerp, bly hy op koers. Hy word dikwels verhinder om sy taak uit te voer, hy word vervolg, hy word in die tronk gegooi of sy skip sink. Maar hy leef strategies met sy kompas in die een hand en die barometer in die ander. As hy by die Jode is, som hy die omstandighede op en skik hom daarna. By die Grieke som hy die situasie weer op en beweeg vorentoe. Hy hou sy opsies oop, laat ruimte vir terugvoering, lees die situasie en beplan die beste roete na sy doelwit toe. Hoe kry hy dit reg? Omdat hy weet waarheen hy op pad is, mors hy nie energie soos 'n bokser wat in die lug rondslaan nie. Wanneer sy koers bepaal is, bly hy op koers en bestuur sy opsies doelgerig. Verandering en die dwarsboming van planne hoef jou nie te ontspoor nie. Dit kan jou eerder aanspoor tot meer doelgerigte aksie. Dank God vir iemand soos Paulus, wat vir ons gewys het hoe om dit te doen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, help ons om soos Paulus verandering te antisipeer en baas te raak. Help ons om deur onverwagte en dikwels ongewenste koersveranderings koers te hou, deur om oog te hou op die einddoel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang Maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.